Hierdie episode bevat tonele waar skape geslag word. Die materiaal is grafies en nie vir sensitiewe kykers geskik nie. Gebruik asseblief jou oordeel voor jy kyk. Na lang gesoek het ek uiteindelik 2 mense gekry wat dieselfde passie het as ek vir die vleisbedryf. Vandag gaan ons 'n vleissoort behandel wat vir my baie naby aan die hart lê. Julle gaan elkeen 'n kans kry om julle eie lam te verwerk. In die begin, jy moet jou ritme vind en as jy dit eers het, dan het jy dit. Oor die algemeen is ek baie tevrede met hulle vordering. Ja, dit lyk goed. Anita was laas bietjie beter geweest om die vleis skoon van die been af te kry, so ek voel 'n bietjie die druk. As ons nou hierdie oefening sou oordeel het, jy sal verstaan hoekom Anita 'n hoër telling as jy sou kry. Dit is waar ons skaapslag, en nog op die ou manier. Mens besef bietjie meer die erns van die hele slagproses. Ek weet maar, dis 'n punt waarna toe ons werk. Ek gaan my kop mooi moet regkry hiervoor. Ek het besef daar is 'n nuwe tendens aan die ontwikkel. Soos met craft beer en toe gin is mense nou stadig aan besig om oor te beweeg na vleis en die verwerking daarvan en charcuterie en al wat dit ding is. Dis alles goed en wel, maar vir my is dit belangrik dat mense moet besef, ons werk hier met 'n dier, ons werk hier met 'n lewe. Dis 'n lewe wat geneem moet word voordat ons met hierdie produk kan werk. En ek wil die erns daarvan by mense wek. Meer as die erns, die waardering. Vandag is 'n moeilike dag. Ek voel ons het nou al genoeg kans gehad vir julle om al die verskillende aktiwiteite met die verskillende diere kontak te hê. Ons het nou al skaap hanteer, ons is nou al by die varke gewees en so ook 'n dag spandeer by die bees. Julle weet van die begin af, vandag is die groot dag. Dis nou tyd vir julle elkeen om 'n skaap te slag. Is julle gereed? Ja, dit gaan 'n moeilike een wees. Ons moet doen wat ons moet doen. Nou, ons het niks meer verder mee te behandel nie. So kom ons kom aan die gang. Toe ons nou op die plaas aankom, moet ek sê die realiteit van wat vandag gaan gebeur, het regtig, nee, ek kan nie. Ek sal nou reg wees. Ek het nie gedink dit sal so hard wees op my nie. Ja, ek is eintlik bietjie lost for words. Ja, dis nie dat ek emosioneel is daaroor nie, dis net nie lekker nie, maar die realiteit sink nou nogals in. Julle het nou al die dier in sy lewende vorm hanteer. Julle het nou met 'n karkas gewerk wat reeds geslag is. Maar daar is nog 'n realiteitskaping wat gevul moet word. En dit is wat ons vandag gaan doen. Dis nie wreed nie, dis nie lelik nie. Die rede hoekom dit so moeilik is omdat 'n mens die dier se lewe respekteer. Ek hoop dat dit dieselfde blywende effek op julle as wat dit op my gehad het. En dit is om die dier met menslikheid, menswaardigheid te hanteer en met respek te hanteer. Ek weet baie mense gaan hulle opinie hê oor en wat ons vandag gaan doen, maar weet wat, dit is die feite. Dit is waaroor dit gaan. Maar hoe ons dit doen en met die hart wat ons dit vandag doen, is so na as moontlik in die natuur wat jy ooit kan kom. Anita, wat ons gaan doen is, ek gaan die skaap se kop effens terugtrek vir jou sodat jy duidelik jou snit kan maak. Die snit maak ons
hoog, net onder die ken. Omdat ons die nek gebruik. So ons wil nie in die middel van die keel sny nie, dan beskadig ons die vleis wat ons wil gebruik. Alright? So gaan sy nek vir effens terughou. Jy gaan net een diep sny maak totdat jy teen aan die rugmurg is. Daarna sal ek ingaan en net die rugmurg afsteek. Alright? Anita was aanvanklik vir my nogal op haar senuwees geweest wat te verstaane is. Nou nadat ek vir hom mooi verduidelik het, is ons 'n bietjie rustiger geraak het. Okay. Rustig. Besop jou eie vingers, besop vir my hand. Okay. Okay. Okay, go. Alipad. Dis baie goed. Alipad. Okay. Okay. It's all right. It's all right. Is dit styf trekkings? It's all right. Ek gaan nog 'n bietjie trek. Ek's klaar bewusteloos. Daar is hy Ek verby. gaan nou stop. Edu gelukkig het 'n baie rustigheid aan hom en hy het vir my baie mooi gewys hoe om dit terug te trek, waar om te sny, alles. En ja, en dit het ek dit gedoen. Ek is veral nogal beïndruk met Anita, die bereidwilligheid om deel te wees van daai oomblik en ervaring en die aksie daarvan. So volpunte vir haar. Maria, ons gaan die skaap net so onder sy kakebeen sny, né? Soos ons vroeër gesê het, ons wil die nek beskerm. Ons wil soveel as moontlik van die vleis, nekvleis behou. En jy gaan reguit deur. Ek sal dan die rugmurg afsteek as jy die kop net vir my uit die pad uit sal hou. Ek het bietjie rustigheid gehad, maar nog steeds ek hou baie van diere en dis nie lekker om te weet jy gaan nou sy lewe neem nie. Ek gaan net uit die pad uit staan. En as jy reg is, kan jy maar gaan. Kan ek los? Ek is baie bly oor die ervaring. Dit is goed om dit so voor jou te sien en deel te wees daarvan. Ek moet sê dit het my bietjie tawer gemaak. Die impak wat ons wel gehad het, dit op hom moes hê. Ek dink daai impak het ons wel by hom bewerkstellig, wat goed is. So die slagting is nou verby. Nou is dit vir die volgende proses om die skaap se vel af te haal. Goed julle, ons het nou die moeilike deel gedoen, maar die volgende deel is belangrik dat ons die skaap reg afslag. Ons wil die vel, die huid beskerm. Daar is soos rand en sent in die wol en die vel. En natuurlik wil ons dan ook nie die vleis beskadig soos die vel afhaal nie. Hierdie proses wat ons nou gaan doen is 100% deel daarvan, van 'n lewende dier, dan is dit die karkas en dan op die einde gaan ons die chop in die winkel kan sien. Ek dink nie is 'n te maklike proses nie, want dit is 'n kombinasie van jy moet baie fyn snitte maak sodat jy nie die vleis seer maak nie. Dis dan nou hoe ons die dier afslag. Ek dink jy het baie goed gevaar. Nou is ons reg om oor te beweeg na die verwerkingslokaal toe. Ek gaan nou hierdie twee lammetjies vir hulle eers in die koelkamer hang. Ons gaan dit vir so 5 tot 7 dae hang voor ons dit gaan gebruik. Hulle gaan ons hier sommer op die plaas gebruik, so ons kan nie kommersieel met daai vleis te werk gaan nie. Die lammetjies wat ons nou net geslag het, kan ons nie kommersieel gebruik nie, omdat dit nie deur 'n geregistreerde slagpaal geslag is. Nou, ons gaan sommer daai op die plaas gebruik. Hierdie is wel 'n soort gelyke lam. Hy het nou lekker gehang vir so 5-6 dae. Dis 'n A2 lam. Sê eers vir my,
Is julle ouens rugbykykers? Ja. En vir wie ondersteun julle? Stormers natuurlik. Skree maar vir die Sharks. Wel, na afloop van vanoggend het ek nou vir julle 'n bietjie goeie nuus, want julle gaan spit vir die Stormers hierdie week. Lekker, Ja. okay. Ek sou nogal bly vir hulle, want ek dink die volgende gaan nogal 'n bietjie hulle gemoed lig na afloop van vanoggend. Voor ons dit kan doen, moet ons hierdie lammetjie vir julle in die helfte deel. Ja, die Stormers is nou nie my span nie. Ek is 'n Shark. Maar nog steeds, dit sal lekker wees om te sien hoe daai ouens in 'n spit invaar. Dit is sommer op so verligting toe ek hoor braai. Ek weet nie, ek dink dit is aan alle Suid-Afrikaners as jy hoor braai dan in Spanje outomaties. So ja, ek sien baie uit daarna. So 'n paar van dit. Elkeen kry net 'n halwe ene en daarmee gaan ons hom nou lekker spice en marinade en wat ook al ons wil doen en dan gaan hy op vir 'n lekker lang stadige proses. Dan sê Anita, waar gaan jy? Nou gaan ons vir die Stormers spit. Ek het 'n paar van die ouens gekry om vir ons te kom vergesel. Hulle gaan die spitte kom proe en ook beoordeel na die tyd. So lekker 'n bietjie opwinding waarmee ons die dag gaan afsluit. Hierso is die twee spitte wat ek vir ons gereël het. Okay. Ons het nie baie tyd nie. Ons het nou baie tyd verloor op die plaas met die opbrek van daai lam. Ja. En soos julle weet, 'n spit vat lank. Right, julle 30 minute om julle lammers voor te berei. Julle lammers wag daar bo vir julle. Klaar, reg, verdeel. Die Stormers is 6 uur hierso. Dis Okay. pas tyd. Okay, Right. kom, dan moet ons gooi. Laat ons stoot. Okay. Yes. Ek's bietjie op my sene wees. Want Anita is lekker vinnig in die kombuis en dis nou weer 'n nuwe kombuis. Ek kan net sien sy gaan dit nou weer vinnig onder die knie kry, so ek gaan dadelik aan die gang moet kom. Ons vir die Stormers bietjie lekker. Ja, ek sien uit, né? Ja. Tussen my en Maree is die atmosfeer fyn in die kombuis. Ek dink net Maree stres 'n bietjie. Hy moet net ontspan. Ja, ek dink ek sal maar sommer oopmaak deur te sê jy's getroud. As ons hulle nou sien en dan gaan dit. Hulle gaan vir my sê Tannie, hoor, moet jy nie worry nie. Okay, hoorie, wat gaan jy vandag maak? Ek gaan nou begin met die marinade. Ek wil hê die vleis moet lekker geur hê. So ja, ek gaan 'n lekker my eie marinade met mekaar meng, lekker vars kruie ingooi, knoffel, woestersous, net so lekker niks vreemds, né? Miskien bietjie vir hulle. Maar dis nie die gewone lamspit nie. Dis nou weer 'n ander kombuis. Heeltemal. Die marinade gaan ek so eenvoudig as moontlik hou. Ek wil nie te veel barbecue sous aan die begin hê nie want hy brand maklik vas op 'n spit. Suurlemoensap, hulle sê dis die geheim en dan lekker kruie en so en ek het selfs 'n kwassie onthou waarmee ek hom gaan verf. En dan met die suurlemoensap en die barbecue net sy ding doen. Ek wil dit nie te ingewikkeld maak vir myself nie want ek kan nie dink as daai ons nie lekker eet nie gaan hulle maar half kwaaierig wees. Ek sal jou sousie vat. Kom. Gaan doen. Is jy reg? Ja. Ek my sene wees. Sweetjie wat jy van toe maak. Nee, hy's altyd 'n wenner. Ek ken hom. Hy smaak vir my soos 'n saadie. Hallo. Mens kom altyd by 'n partytjie aan en dan is die spit daar en mense het eintlik nooit daarmee te doen nie. So dis nogals interessant om te sien presies hoe kom die skaap in die spit in. Eers uit. Daai is die middelste ene. Ek gaan hom daar opsit. Okay, nou sien ek vas. Dit is definitief nie so maklik soos dat daai ons dit laat lyk nie. Edu, Yes. jy gaan my moet help. Ek het geen idee om hierdie te doen nie. O, okay. Ek het net even skree nie. Nee, is fyn. Ek sal nie weer nie. Sjoe. Nee, jy doen met my help hiermee. Druk Ek gaan hom bietjie nader trek. trek. Bietjie meer kompak. Ja, ander raak so vetterig, so die ding gly die hele tyd en dit is verskriklik ongemaklik om al in te werk en goed. So definitief 'n nuwe respek vir die ouens wat altyd die spitte doen by die braais. As die hande so vettig as jy dra. Ja, jy mis die grip. My kontrolfriekiness kyk nou in. Ek moet nou klaarmaak. Ek moet die gom smeer. Ek gaan hom so proe. Ja. Gaan hy werk? Dis lekker ja.
Ek dink die suurlemoen is nou sterk hierso, maar daar sal hy dink 'n bietjie weg. Suurigheid is lekker. Dis lekker. Ja, veral omdat daar 'n bietjie suiker ook in is. Right, dankie. Ready to go. Dis hy. Hoop vir die beste. Dink jy nie ons moet vandag gaan kyk of ons spitte alraai is? Ons moet, maar dan moet jy my gou help dra. Ek wil in elk geval gou daai by die spit insit en die groente. Gryp wat jy moet. Dit voel die mekaar. Dit voel net vir my, ek voel bietjie gestres van dit voel ek my nou jaag en dis nie altyd lekker om so te jaag nie. Kom ons kyk gou hoe lyk hierdie business hier binne. Hy lyk lekker. Wil so 'n bietjie gaar word al. Ek het in my lewe nog nooit 'n spit gedoen nie. So dit is als nuut. So ek weet nie presies hoe lank die vleis moet gaan en al die dinge nie. Mens wil ook nie te lank hier besig wees nie, want dan verloor hy sy hitte. Ja, ek gooi hom nou maar af dat hy self aan albei kante afloop. En my sousie ook, bro. Net chippy by. Ja. Dis lekker, wat is hier amandels in? Amandels, wat het jy alles in? Dit is vars kruie, knoffel, mosterd. Nee, dis lekker. Dis baie lekker. Julle albei het lekker granade so. Dit gaan 'n moeilike enetjie wees die. Ons kyk maar wat sê die manne. Yes manne. Welkom by die slagmeester spitbra. Jy weer lekker? Jou kan yes, Jady. Thanks for doing. Frans. Jy sê thanks lekker. Nee, dis 'n lekker klomp ouens. Maar dit is soos nou die vleis op die spit en die ouens is lekker ontspanne. Right, ek het daar so verversings. Ietsie kouds. Julle is welkom. Alright. Met toe. Ja, 2 halwe lammers op die spit en klomp honger rugby spelers. Kan nie dink dat daar veel is wat kan fout gaan nie. Cheers. Natuurlik het ek mos nou nie net een bykos nie, maar wel 3. Sê nou maar jy het nou vir die Stormers rugby gespeel. Is jy in daai prentjie? Okay. 'n Lekker bed couscous, né? Weet nie of ek dit te warm wil hê nie. Dit is baie gesond. Hierdie ouens eet baie gesond. Met almonds in, dadels, bietjie suurlemoenzest, butternut couscous so Mediterranean ragestorie en dis dit. Ek wil nie te veel sousie want ek dink die vleis gaan baie sappig wees of ek hoop daarvoor. Dan wil ek sulke velle daaroor sit. Okay, so jou dis raak 1. Ja nee, die vleis word in die slaai in. Dis deel dis So dit raak 1 so dis. spit, slaai, Moroccan, Stormer. Shabaji. Ja, daar's hy. Anita laat alles maklik lyk. Sy maak 'n plan op haar voete. Kom ons maak net gou hier rustiger. Ek moet maar bietjie meer dink oor dinge. Ek is bietjie onseker nog. Ek kry nie die stoof aan nie. Dink jy, ek kan nie al die traffic hanteer nie of hoe? So hierdie moet nou so gou as moontlik koud raak. Een is 'n gevulde ciabatta, Wat is dit? 'n hoër graad braaibroodjie. Dan maak ek net 'n gewone Capri salad, lekker vars tamatie mozzarella, 'n bietjie balsamic reduction oor roketblare en 'n bietjie basil. Mamma. En dan maak ek 'n ongelooflike lekker baba aardappeltjies met amper iets soortgelyk soos 'n guacamole sous oor. Ag, daai lyk lekker. Hoorie, dink jy ons spit gaan 'n sukses wees? Maar natuurlik. Right, ouens, dis hoe dit gaan werk. Hierdie is spit A wat ons eers gaan proe en dan gaan ons oorbeweeg na spit B toe waarna ons dan daai gaan proe en daarna gaan julle elkeen besluit wat se een vir julle die beste is. Alright, okay. Hierdie ouens is hier vir die vleis. Hulle is nie hier vir die ander fieteriaatjies en die groentetjies en die dinge en die slaaie en selfs nie. Die vleis moet lekker wees. Dit lyk vir my of Frans sy oogie het op daai Ja. Omdat ons dieselfde vleis het, glo ek het regtig 'n goeie kans teen Anita. Sy het dalk bietjie meer ervaring in die bykosse, maar ek dink nie dit gaan vandag te veel tel nie. Vat die ding. Vat jy kan vir jou enige Dan sal ek my groot werklak vir jou. Ek los hom meer vir jou, dus. Ek hoop regtig nie hulle vind uit dat ek vir die Sharks skree nie. So hierdie was nou spit A gewees. Dit voel almal uit 'n deeglike
smaakprofiel van hierdie spit. Is julle reg om oor te beweeg na die volgende een? Ja. Right, ons hierdie is spit B. Okay, ek gaan weer vors van die blad afhaal, nee. Dat is nou al twee skape dieselfde snit probeer. Kleiner snyt ons wag. Ek dink as die bykosse en die vleis saam sou tel, dan staan ek 'n goeie kans dalk om te wen. Ek hoor roosmaryn nou daardeur kom, hè. Maar vleis alleen, ek weet nie so mooi nie. So, dit was nou spit A en spit B. Dan moet jy jou keuse maak en vir ons laat weet. Hey. Bikkie. Vorder julle. Tada! Luister, ons sit nou daaronder tot 'n besluit gekom, ek en die manne. So volg my, dan kondig ons vandag se slagmeester aan. Kan ek vir jou help hier met hierdie? Right, het jy dit? It's beautiful. Kyk, ek sal nooit kan klaar oor spit nie. Ja, dis 'n moeilike keuse. Spit A en spit B is baie lekker. Die smaak was net vir my perfek geweest, net omdat ek bietjie meer van 'n soeter smaak hou. Ek is maar net 'n roosmaryn fan, hy het definitief meer dominante geurate gekry. Maar daai suurlemoensmaak is vir my bitter lekker. Anita, Marie, baie dankie vir julle twee wonderlike spitte. Die ouens was taamlik verdeeld geweest. Maar dan moet 'n wenner wees en dan moet ongelukkig 'n verloder wees. Hierdie week se slagmeester is Marie. Baie geluk. En ek verstaan ons het nog 'n Stormers ondersteuner bygekry. Verseker. Hoor julle boys? Right. So, hierdie ouens lyk vir my baie honger. Hier is ons nog 'n klomp bykosse wat ons graag wil van geniet. So, kerels, kom ons val weg. Maar ek sou ook wat hou van natuurlike goed, so spit A definitief sal die B kies. Maar is definitief 'n wenner. Definitief, ek dink A, Ek gaan vir B. maar ek dink ek gaan met A gaan. Ja, kan maak julle dit? Het was vir ons albei baie intens, veral vir my. Ek voel regtig voor asof al die lewe uit my huis. Ek het my vinger verstuit op 'n stadium. Ek weet dit, ek het dit nou net besef. Dit was nogal regtig emosioneel uitputtend, snaaks genoeg. Ek het nie gedink om 'n lam te slag sal so aan my vat nie, maar ek is baie bly ek het dit gedoen. Baie geluk. Dankie. Oor die algemeen was dit regtig waar 'n dag in my lewe wat ek nooit sal vergeet nie.